Jy luister na Millie FM 90.7, jou buurt, jou stasie saam met my Jean-Riek Orendaal en is net meer kos vir jou ore. Vandag saam met my in die ateljee het ek die beroemde en bekende Juffrou Blanche van Chokkies, nie te min nie, wat weekliks vir ons stories gee, ons celebrity nonetheless. Hi Blanche. Hallo Jean-Riek, baie dankie vir die geleentheid. Ons gaan bietjie vandag oor jou gesels en ons gaan gesels oor die belangrikheid van boeklees. Ja, dit is regtig verskriklik belangrik en ek hoop almal dat hierdie eintlik die mense gaan verveel, dat almal weet hoe belangrik dit is om stories te lees, maar ja, kom ons vat hom. Kom ons vat hom. Ek kan nou so die eerste vragie so uit die heup uit geskiet. Is dit belangrik vir kinders om stories te lees en waarom is dit belangrik vir hulle om stories te lees? Stories is 'n ongelooflike manier van woordeskatontwikkeling en van begrip en taalstrukture en 'n sinnebou en alles. So hoe meer stories 'n kind kan luister, hoe beter gaan hulle spraak wees en hulle woordeskat wees. En ek het toevallig raak gelees van die Universiteit van Ohio het gesê dat teen die ouderdom van 5 is daar het 'n kind wat stories voorgelees word 1.4 miljoen meer woorde as vir die wat daar nie voorgelees word nie. So 'n verryking van woordeskat, né? Dit is ongelooflik goed vir die kindertjies om te luister en te leer of te leer. En dan is daar natuurlik die sosiale deel van dit en verhouding bou en emosioneel en om saam met mamma en pappa storie te kan luister en om bande te bou en dit is net hulle verbeelding en hulle kreatiwiteit en goeders is net ongelooflike waarde vir hulle om dit te kan ontwikkel en dit is uit en uit deur stories lees. Maar as ek nou die duiwelse advokaat mag speel, daar's dan nou soveel oulike programme op TV en ook so op YouTube kinderstories en die klaste van goed. Kan dit nie net ook werk nie? Hy het sy plek, maar 1-tot-1 of 'n ouer wat vir 'n kind voorlees is maar eintlik die wen resep, want dis te maklik om die televisie vir 'n kind aan te sit deesdae of en dit is passiewe sit en kyk en hulle het geen verbeelding nie want die prentjies word net voor hulle gegee. So ek sal amper sê televisie 1 keer 'n week kan jy dalk op die minimum. Op die minimum, en ja, sit meer die vingers op die bladsye van die boek. En selfs soos met selfone en al sulke goedjies, skermtyd is maar nie 'n goeie ding vir 'n 5 of 'n 6-jarige kind nie. So gaan old school, lees die boek, blaai daai bladsy en voel die reuk van 'n boek is vir my ongelooflik. Ja, ook, en die geluid van 'n bladsy wat omblaai en alles. So dit is net soveel beter goedjies as wat jy 'n televisie aansit. Plus 'n boek gooi net soveel meer akkuraat as 'n Kindle. Ja. baie meer. Maak meer skade. Definitief. Nou, Juffrou Blanche, na jou mening en opinie, wat is die beste storieboeke? Enige storie. Enige storie. Enige storie. Jy kan selfs vir jou kind uit die huisgenoot voorlees as jy regtig wil. Laat want dit is net so goed vir hulle ontwikkeling. So as jy vir Rooikappie al 180 keer vertel het, vertel hom weer of lees hom weer of gaan net aan met stories lees, want kinders is mal oor herhaling. Ek het nou al gesien in my klas, as ek 'n storie begin lees en dan sal enetjie sê, ons het hom al gelees en dan sal die ander sê, ons wil hom weer luister. So nee, en maak jou eie stories op. Vanaand besluit julle gaan vanaand 'n storie vertel van eendag lank gelede en dan moet die kleintjie verder vertel van en jy sal verbaas wees wat se oulike stories kom uit die kinders se monde, maar regtig enige storie, Afrikaans natuurlik is baie goed want die TV is ook te veel Engels. So Afrikaanse stories is 'n goeie ding, maar enige storie solank jy net vir jou kind lees. Ja. Nou op daai hoogtepunt, Blanche, baie dankie. Vir jou insig en jou wysheid in sake hierdie. Ons doen waardeer jou regtig waar. Baie dankie. En as jy nou nog nie weet nie, Juffrou Blanche hou 'n storietydperk wat sy vir ons uitsaai hierso van ons ateljee af. So wees gerus ingeskakel en luister verder. En so gepraat van luister verder. Ons het nog vele lekker musiek wat net hierna volg. Dankie.